Goeiemôre en baie welkom by ons Woensdagoordenkings. Ek wil jou vanmôre vat na 'n baie bekende gedeelte, 'n gedeelte van Dawid wat hy skryf in Psalm 27 vers 4. Hy sê daar's een ding wat ek van die Here begeer en dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Jy sien, Dawid gee nie 'n lys vol goed wat hy nou hierso sit nie. Hy soek nie 'n beter lewe of 'n suksesvolle lewe of meer geld of meer voorsiening nie. Hy sê daar's een ding wat ek begeer. Daar's een ding. Dis nie baie goed wat ek begeer nie. Daar's een spesifieke prominente ding en dis om in die huis van die Here te wees. Met ander woorde, hy soek die Here se teenwoordigheid in sy lewe. Jy sien, die gevaar wat ek en jy as Christen in 'n slaggat kan trap is baie keer dat ons die Here dien net vir sekere goed. Ons bid, maar net vir uitkomste. Ons bid, maar net vir voorsiening. Ons soek net die heeltyd van die Here, in plaas daarvan om hom werklik te dien vir wie hy is. Dawid trek so 'n bietjie die gordyn oop en hy kom stel die motief van sy hart eintlik bloot. Hy sê daar's een ding wat ek soek, daar's een ding wat ek begeer, en dit sal ek soek vir al die dae van my lewe, en dis die teenwoordigheid van die Here, dat ek daarin mag bly, dat ek die lieflikheid van die Here kan aanskou en kan ondersoek in sy tempel. My vraag aan jou vanmôre is, waarom aanbid jy die Here? Vir dinge, vir sy voorsiening, vir sy seëninge, of aanbid jy hom regtig vir wie hy is? Dat hy die koning van die konings is, dat hy die almagtige, alheersende en alomteenwoordige Here is, en dat hy die koning van jou lewe is, soos wat Dawid eintlik hierso vir my en vir jou sê. Een ding begeer ek, een ding soek ek, en dis om in die huis van die Here te wees, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Mag dit jou motiveer, mag dit jou aanspoor om die Here te soek met alles in jou, om hom te begeer, om 'n dors te ontwikkel na die Here se teenwoordigheid in jou lewe, en om te dien vir die regte redes, om hom te aanbid vir die regte redes. Mag jy 'n wonderlike week hê, mag die Here jou seën, tot ons weer gesels volgende week, selfde tyd, selfde plek. Totsiens.